Right, so, ons is nou hier by Nampo saam met Hexagon Industries en ons gaan bietjie meer hoor wie is hulle. En kyk, hierdie is nou glad nie jou staal nie. Dis plastiek, maar ek gaan julle nou sommer 'n demo wys van hoe hard is hierdie goed eintlik. So ons gaan bietjie hoor wie is hulle, wat doen hulle en hoe het die plastiek storie in die game gekom en is dit regtig so ongelooflik soos wat ek dink dit is. Kom ons gaan hoor bietjie by Jelgard en dan praat ons verder. Hallo Jelgard, hoe gaan dit met jou? Lekker jou Wil. Nee, kyk, dit gaan goed, dit gaan goed. Vertel my bietjie, wie is Hexagon Industries en waar kom julle vandaan? Man, so Hexagon Industries is 'n boeremaatskappy. Ons is in Vrede in die Oos-Vrystaat. En ons spesialiseer in die vervaardiging van plastiek veewerk toerusting. So ons vat rou recycled plastiek en ons hardloop hom deur en ons vervaardig 'n produk wat die boer op die einde van die dag op die plaas kan gebruik. En ek dink dis seker die hart van die maatskappy. Maar verder as dit is daar 'n klomp ander goed wat vir ons belangrik is. Maar ek dink die topprioriteit is om vir die boere produkte gee wat sy hele game kan verander in die presisie boerdery omgewing wat vandag 'n baie huidiglike ding is. Is dit ons al fyner en fyner moet begin boer en ek dink wat Hexagon doen is ons bring daai tools teen 'n bekostigbare prys na die tafel toe en ons gee die boer die geleentheid om regtig sy boerdery uit te brei op 'n beter vlak. Nee, dit is so en jy het nou genoem van bekostigbaar, maar dit is meer as bekostigbaar. Maar kom ons wys 'n bietjie vir hulle wat het ons hier. Voordat ons nou begin, jy het gesê jy het nou hier op 'n hek gespring. Kom ons wys dit vir hulle want almal is mos nou van o, maar dis plastiek, dis nie so sterkie. So spring vir my bietjie daar, soos dit jy nou het. So, ja, hy maak keer niks. Niks nie, nee. So dis waar Hexagon begin het. Een van ons hoofprodukte was lamhokstelsels gewees en ek dink daar's 'n paar ouens in die mark wat dit probeer doen, maar ons doen dit reg. En dis nou 'n bietjie fyn breek, maar dis waar. So as jy 'n groen lamhok hek sien, dan weet jy dis 'n Hexagon hek en jy kan hom nuut of tweedehands koop, jy weet jy gaan kwaliteit koop. So ons het verskillende variante in die lamhokmark. Ons het jou standaard lamhok wat net 'n klomp panele is. Dan het ons verskillende variante waar ons die bakke na buitekant toe draai. Ons het variante waar ons dakke opsit en waar ons dan ook 'n tipe van 'n waterproofing opgee. Seil wat behoor om gaan jy seil kan jy net weer afknip. So hy's 'n silwer knippe, jy trek hom af en hy sit weer onder skadu net. So dit het met die game wat bietjie gechange het in die skaapbedryf waar die ouens nie meer kan bekostig om groot store en sulke tipe van goed op te sit nie. Het ons wel 'n alternatief na die tafel toe gebring om nog steeds die beskutting vir die vee te gee in 'n lamhok maar buitekant. En ons almal weet nou in die Karoo veral is jakosse en jou rooi katte en jou knaagdiere knaag maar in 'n boer se sak. En hierdie is werklik 'n ongelooflike bekostigbare opsie om daai risiko af te vermy. Want hoe kom jy en jy sit hom in 'n kraal en daar's 'n klein gaatjie gaan die jakkals nog steeds in. Dis baie waar. Ek dink risikobestuur in 'n boerdery is seker een van die belangrikste goed op die stadium en ek dink veral in die klein veebedryf, jy kan nie bekostig om 'n lam of selfs 'n ooi te verloor nie. Of dit nou deur die geboorte is of dit deur 'n roofdier is. En ek dink daai kritieke stadium waarin jy sit in terme van wanneer hulle besig om te lam, is daar 'n bietjie 'n paar goed waarna ons wil kyk. En ons wil kyk om eerstens die genetika uit te brei en te verbeter. So en aan die ander kant dan die lamproses te beskerm en dit te bevorder. En al wat 'n lamhok doen is as ek dit al vir ons ouens so kan verduidelik is dis 'n vergrootglas op die lamproses. So jy kan daai ooi wat bietjie sukkel kan jy help en jy kan die proses net 'n bietjie aanhelp as daar nodig is. Jy kan identifiseer waar is goeie en slegte diere en dan so daai onderste klomp wat net 'n klomp bekke is wat jy voer te begin uitsny en dan geld terug te sit in diere wat actually vir jou weer gaan iets terugbring. En veral op jou sterk ekstensiewe boere ook, help dit om daai risiko van kom ons sê nou 20.000 hektaar in die Karoo is nog nie groot gepraat hè. Jy kan nie oral uitkom nie en as dit lamseisoen word is dit mos nou dis 'n hondeskou om dit pragtig te stel en hierdie sit dit by jou voorstoep. Dis korrek ja. Ek dink ons het dit gesien in die Karoo die afgelope kom ons sê 8 jaar. Waar ouens regtig weer in die Karoo baie om die huise begin boer het waar daar nie regtig baie voer was in die veld nie. En dis regtig waar die lamhokke teruggekom het na die Karoo's byvoorbeeld is. Die ouens het regtig die nut daar uitgetrek om daai vergrootglas op te sit en nog steeds produktief te werk met dit wat hy het terwyl hy besig is om te voer en te weet in die pot en die kook te as jy dit so wil sê. Nee, dit is so. Maar ek weet julle is nou nie net met die lamhok en kom ons gaan 'n bietjie deur. Ek sien hier is 'n hele stalletjie vol goede. So kom ons begin 'n bietjie praat. Ons begin sommer met hierdie bloue. So hierdie is een van ons
grootste produkte wat ons in die winter verkoop, hierbo in die Hoëveld area. In die Kaap verkoop ons hulle dan nou as dit hulle wintertyd is of as hulle droë tyd is. Maar dis 'n plastiek beesbaring. Ons doen twee variante. Ons het 'n beeseen en ons het 'n skaapene. Hy's vol plastiek. Net 'n paar lekker goed daarvan is daar's geen maintenance op hierdie ding nie. Hy het 'n bietjie flex in. So hy's bitter sterk. Hy's vol ge-UV stabiliseer soos al ons ander produkte. So op materiaal kan ek jou 5 jaar waarborg. Konstruksie is 'n ander saak, maar materiaal gee ek vir jou 5 jaar En dit is nou, dis op alles. Dis nie net op hierdie goed nie. Alles wat ons doen is daar 5 jaar waarborg. Daar's hier en daar 'n uitsondering, maar op enigiets wat hierdie blou pyp en hierdie groen pyp het, is daar 5 jaar waarborg. En dan hier agter is ook nou 'n dingetjie wat my redelik interesseer, want ek weet as 'n mens nou voer moet gooi in die droogteseisoen en die lammers in die veld, die lammers kry nie eintlik die voeding wat hulle moet nie. Yes. So verduidelik vir my nou 'n bietjie wat gaan eintlik hier aan. So hierdie is 'n baie unieke patent wat ons voermaatskappy het na ons toe gekom en vir ons gevra, hulle soek asseblief 'n kruipvoerhek wat die dik geëte lammers hulle self kan uitlaat, hulle nie in die hokke vassit en in die kos hulle pense brand nie. En hulle kom nou hier deur. Die lam kan lekker dun ingaan, maar as hy nou dik geëet is dan kan hy met sy boepens kan hy homself so bietjie uitforceer en hy kan buitekant toe gaan om dan weer te gaan water drink om uit die hok uit te kom. En hy verhoed nog steeds dat 'n maarooi of enigiets soos dit ook inkom. Maar 'n maarooi moet nie daar ingaan nie. So vinnige oorsig hier. Kom ons kyk nou maar wat is hier verder hier. Julle is nog nou nie net in die skaapbedryf nie. Julle is mos nou ook in die bokke en die alles. Ek sien hierso is bok Korrek, ja. So ons het die behoefte in die bokmark ook gesien om hulle te begin supply. So ons maak die hekke 'n bietjie hoër, ons customise die hekke. Hier's byvoorbeeld 'n patent wat redelik bekend is in Namibië waar die ouens die hekke oopmaak, die ooi lam daar binnekant sodra die lam sterk genoeg is om dan nou te kan uitspring, dan weet hulle is reg om te kan veld toe loop gaan. Ja. So dis sulke tipe van goed wat ons probeer dit inbring in ons produkte om regtig relevant te bly vir elke ou in die kleinveemark of in die boerderymark, ja. So hier is ook nou 'n klomp goed, maar ek gaan nou maar vir die mense los om bietjie verder te gaan navorsing doen oor hierdie, maar een van die groot goed wat vir my uitstaan is, julle is boere wat vir boere kuiter. Luister na die opinies wat mense regtig mee sukkel en julle gaan help hulle om goedkoop bekostigbare oplossings te kry teen 'n hoë kwaliteit. Dis presies. Dis presies wat dit is. Alright, so hierso is nou iets wat ek nie gedink het ook plastiek toe kan skuif nie. Verduidelik ons nou 'n bietjie. Hierdie is 'n weegkrat as ek dit reg het. Dis korrek, ja. So ons het 'n hele werksreeks wat ons ingebring het nadat die ouens in die Karoo vir ons gesê het, maar ek het net een kraal en ek moet ver trek. Toe sê ek maar kom ons sit 3 of 4 krale vir daai een kraal se prys op. En toe ontwikkel ons 'n hele drukgangstelsel. Hier's 'n weegkrat wat met loadbaars werk. Ons het 'n ander een in die reeks wat ook 'n hangskaal is. Ons het 'n volledige 6 meter drukgang. Ons kan opgaan met die lengtes. Hy het 'n one-way gate en hy het 'n oorhoofse kabel. So as jy so vinnig kyk, ons kan hom die kant oopmaak en ons kan hom daai kant oopmaak. Hy het 'n one-way gate wat lekker werk. Kyk gou hierso. So hy skaap kan sy gat hierdie vas reverse. En dit is amper dieselfde patent wat hulle gebruik het nou op die baie dieselfde. So jy kan hier staan basies nou. As ek dit nou reg het. Jy kan hier staan. Jy kan jou skaap inlaat. Hier staan hom ooptrek en toetrek en te kere gaan. So jou skaap kom in. Jy loop klas vir hom, jy kan lekker ver weg van die krat af staan sodat jy nie die goed opbreek nie. Ja. Alright. Dan gaan hy skaap kom ons nou in. Die hele lot het nou uitbeweeg. Dan maak jy agter oop. Die manne jaag hom in en dan gaan hy toe. En dan beweeg jy weer deur vorentoe. As jy nou agterloop staan, dan kan jy weer voorop gemaak het nadat jy gedous het tot agter. So in plaas van 'n werk wat nou sien nou maar jou 2 permanente werkers gevat het en 3 tydelikes, het jy nou net jou 2 permanente werkers nodig om jou te help. Ek gaan jou net gou so vinnig inlig net om die waarde vir geld. Hierdie stukkie 6 meter drukgang wat hier staan, so, met al die bells en whistles. Okay, so hy hardloop van voor af. Hierdie is op Nampo Special, hierdie 2 rigting sorteerkrat. Hy sit R1450. Hierdie weegkrat sonder sy skaal is so R5100. Dit is vir julle drukgang so, dis nou dan van daai hoë hekkie tot daai hoë hekkie. R7.500 en dan het ons 'n klomp sterk werkshekke wat met staal gereinforce is aan die agterkant vir R560 vir 'n 2 meter hek wat 'n 3 meter werkshek vervang. So kom ons help vir julle, skakel vir my en dan gesels ons 'n bietjie boerdery en ons gesels 'n bietjie planne en dis mos nou lekker. Nee, definitief. As julle ons wil skakel, julle kan my direk skakel. Ek gaan my nommer gou vir julle los en dit is 072 639 0451. En julle is welkom ons op te soek op Facebook ook.
En ja, like ons page en kom sien bietjie wat ons doen en ons like altyd 'n lekker koppie koffie. So as julle ooit in vrede verbykom, kom pop in en ja, kom ontmoet die span en kom sien bietjie wat ons doen. Baie dankie. Is reg, dankie Hougaard. Allee. Right, so daar het julle dit. Ek sê altyd die moeilikste ding in boerdery is om enigiets reg te kry want almal is teen jou. Maar hierso is werklike maatskappy wat die boere se belang op die hart het. Jou oplossings kry en ook op die einde van die dag jou risiko's probeer verminder vir soveel as moontlik. So maak seker julle skakel hulle. Daarso is 'n hulle name hoe weer, ou Hexagon en hierso is ou Hougaard, hy's 'n vriendelike ou en hy drink lekker koffie, ek kan jou dit beloof. Ja, dit is Farm Spice oor en uit.